Die Hooggeregshof in Pretoria het vandag beslis dat die instelling van die nasionale gesondheidsversekering met onmiddellike ingang gestaak moet word. En die oorlog tussen Rusland en Oekraïne woed vandag reeds vir 4 jaar. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ek is Walter Ernst. Die Hooggeregshof in Pretoria het beslis dat die verdere inwerkingstelling van die wet op nasionale gesondheidsversekering met onmiddellike ingang gestaak moet word. Die beslissing volg op 'n ooreenkoms tussen die vakbond Solidariteit en die regering. Solidariteit het ingestem om sy litigasie tydelik op te skort mits die implementering en ontwikkeling van die NGV gestaak word, totdat die konstitusionele hof uitspraak lewer oor die rasionaliteit van president Cyril Ramaphosa se besluit om die wet in 2024 te onderteken. Solidariteit het die regering gewaarsku dat geen verdere begrotingstoewysings aan die NGV gemaak mag word nie en sê hy sal regstappe instel indien die hofbevel verontagsaam word. 'n Nuwe verslag deur die 2030 leespaneel het onthul dat slegs 30% van leerlinge in die grondslagfase op 'n aanvaarbare vlak in hul moedertaal kan lees. Volgens die data kan tot 'n kwart van graad 3 leerlinge in sekere taalgroepe nie 'n enkele woord uitspel nie. Die voormalige adjunkpresident van die paneel, Phumzile Mhlabongoka, sê die bevindinge beklemtoon waar daar dringende ingryping nodig is, maar ook op suksesverhale dui. Die nasionale ondersoek, wat alle huistale getoets het die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal as die bes presterende provinsies uitgewys. Die Gautengse regering gaan 'n infrastruktuuragentskap stig om al die groot infrastruktuurprojekte in die provinsie onder een dak te sentraliseer. Die agentskap sal ook kapitaalprojekte van die 11 munisipaliteite in Gauteng insluit. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi het die aankondiging tydens sy provinsiale rede gemaak en sê die stap is nodig om water, elektrisiteit en sanitasiedienste vinnig aan beleggers te voorsien. Hy het ook gesê daar is 30 beleggers gereed vir die Gauteng-Limpopo spoedtrein, een van die provinsie se belangrikste infrastruktuurprojekte wat sal help om die lang verkeersopeenhopings oor naweke en lang naweke uit die weg te ruim. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloof hy sal nie sy mense se opofferings tydens 4 jaar van oorlog verraai net om vrede te maak met Rusland nie. Hy sê sy Russiese amptgenoot Vladimir Putin het nie sy doelwitte bereik nie en ook nie die oorlog gewen nie. Daar is tydens verdeeldheid tussen voorname Europese nasies wat gehoop het om in te stem tot nuwe sanksies teen Rusland en 'n lening van 1,7 miljard rand aan Oekraïne. Sedert die oorlog in 2022 uitgebreek het 55.000 Oekraïense soldate gesneuwel, terwyl die BBC berig dat die dodetal aan die Russiese front 186.000 soldate oorskry, wat volgens militêre kenners veel hoër is. Putin se magte het die afgelope 4 jaar die grondgebied wat hulle ingeneem het net verder uitgebrei, wat Rusland se beheer op 20% van Oekraïne te staan bring. En dit bring ons aan die einde van vanaand se nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ons het môre weer afspraak.